Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid doen. Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die woord van die Here vir u altyd van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ons oor die belangrike vraag: wie is die uitverkorenes in Matteus 24 waarvan Jesus gepraat het? Is dit die kerk of is dit die Jode? Nou in die pre-trib-kamp word daar geglo dat Jesus met die Jode gepraat het en nie met die kerk nie, en daarom glo hulle dat die pre-trib rapture 'n werklikheid is. Maar indien Jesus met die kerk gepraat het en hy het, dan kan daar nie 'n pre-tribulation rapture wees nie, want dan is die kerk nog hier en dis waarvan Jesus gepraat het, toe hom gevra het: Here, wat is die teken van die koms en die volëinding van die wêreld? En Jesus het aan hulle verduidelik wat hulle te wagte kan wees, natuurlik met betrekking op die eindtyd waarin ons leef, het Jesus dit verduidelik. So, met wie het Jesus gepraat? Hy het met die kerk gepraat, sy volgelinge, die Jode, die disippels, wat natuurlik Jode was, maar hulle was Joodse Christene. So, wat het die dispensasieteologie alles hiermee te doen? Dit het baie daarmee te doen, en dis waar die groot misleiding ingekom het, om die kerk van Israel te skei, na die kerkdispensasie en die wegraping, en dan die laaste 7 jaar. Maar die belangrike vraag is, wat maak die Christene in die verdrukking, indien Jesus dan klaar is met die kerk dat hulle weggevat is, en nou net met die volk Israel gaan deel? Nou ons gaan vandag daarna kyk, ek gaan vir 'n paar videoklips speel, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou ek wys vir 'n belangrike skrifgedeelte, 2 Timoteus 2 vers 15, hy sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. En dis belangrik, want wanneer ons die woord van die waarheid reg sny, kom ons gewoonlik by die korrekte konteks en eksegese uit. En wanneer ons dit nie doen nie, dan volg dwaling en misleiding. En dis waaroor dit gaan. Nou hierdie onderwerp is baie belangrik, en die kerk moet kennis dra waaroor dit gaan, en dat die kerk hier gaan wees tydens die laaste week van Daniël. So kom ons kyk daarna. Nou in Matteus 24 vers 1 tot 51 praat Jesus met sy disippels, wat ook sy apostels geword het, as jy Matteus 10 vers 2 gaan lees, wat die hele Nuwe Testament geskryf het. Hy het aan hulle verduidelik wat alles gaan gebeur tot aan die volëinding, met ander die laaste dag van die 7 jaar periode, waarna die vrederyke aanvang sal neem daarna, en wat hulle te wagte kan wees, want die kerk gaan nie wees, en hy het met hulle gepraat. Nou kom ons gaan kyk na hierdie videoklip, 'n kort videoklip oor die misleiding van dispensasieteologie. Hey guys, I just wanted to share some thoughts about this false claim of dispensationalists who say that the words that Jesus spoke on the Mount of Olives about the signs of the end before his second coming was only for Jews. First of all, his disciples were believers of Jesus. They were followers of Jesus and the foundation of the church. The church started with Jews. On Pentecost in Jerusalem, the Holy Spirit fell on Jews, and they started the first churches. Paul the apostle, when he was still Saul, he was not persecuting non-Jews who were the first Christians. No, he was persecuting his own people, Jews who became Christian. Nou ja, dis presies wat dit is. Die eerste Jode was Christene gewees, en dis wat die volgelinge, die disippels van Jesus op die Olyfberg was. Hulle was kinders van die Here, hulle was Christene gewees. Alhoewel hulle nog nooit 'n kerk op fondasie was nie, was hulle reeds in hulle harte die kerk van Jesus, en hy het met hulle gepraat. Nou, in Kolossense 3 vers 12 is dit belangrik dat ons verstaan wat is die elect. Therefore, as elect of God, holy and beloved. Ek gaan lees daai volledige skrifgedeelte, want in die Nuwe Testament word die woord elect gebruik in sy Griekse vorm electos, en dit verwys derentyd na die uitverkore gelowiges of die kerk van Jesus Christus. Nou kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Marco, en wat die getuienis natuurlik om ondervra,
En hy vra vir hom nou wat Matteus 24 en Openbaring 1 vers 7 spreek van die wederkoms en elke oog gaan hom sien en so meer. En dan natuurlik gee Markus sy antwoorde as dit kom, want hierdie man glo dat die kerk hier gaan wees waarskynlik, want dis hoekom hy dit vra. Nou kom ons kyk wat sê Markus vir hom. Okay, so voor jy nou met daai antwoord, nou sê ons is op pad soontoe, so voordat ons daai antwoord, so kom ons vra iets vir die vraag, wat jy genoem is van Matteus 24, want Matteus 24 vers 29 sê, duidelik dat die Godse volk moet eers deur die verdrukking gaan, en die Openbaring wat sê, in Openbaring 1 vers 7 sê dat Jesus kom op die wolke en elke oog sal ons sien. As ook in Matteus 24 vers 30 wat sê die stamme van die aarde en die seun van die mens sal sien op die wolke kom. Ja, al die stukke gelees. Jesus se woorde aan die Jode. Dis goed. Nie aan die kerk. Dis my kort antwoord. Maar kom ek vir jou vertel hoe werk alles. Ek het 'n bietjie vertel vir julle nou van die covenantal theologie. Wat is die standpunt van meeste van die kerke in Suid-Afrika? Meeste van die pastore weet nie die verskil, die weet nie beter nie, hulle preek nie beter nie. Ek is jammer, maar dit is net hoe dit is. En dis 'n baie hartseer storie eintlik. Maar daar is 'n korrekte manier om die Bybel te verstaan en lees en verstaan. Dit is die dispensational theologie. Ja, misleiding is groot as jy praat van dispensasieteologie, want hierdie mense wil twee groepe stig aan die einde. Nou, die kerk is nie Israel nie, en die Israel is nie die kerk nie, dis waar. Ons kan nie, vervangingsteologie is 'n baie misleidende leerstelling. Maar die Here Jesus het nooit gesê, of aan sy disippels dit uitgewys, dat die kerk apart van Israel gaan wees in die laaste week van Daniël nie, want hy verwys na die groot verdrukking, hy verwys na die vervolging wat daar gaan wees en so meer, maar hierdie mense glo absoluut dat die kerk voor die 7 jaar weg gaan wees, maar tydens die laaste week van Daniël gaan dit net te doen hê met die Joodse volk. Nou hier word aan hom gevra, wat met betrekking tot Matteus 24 vers 29 en Openbaring 1 vers 7, dat dit tog duidelik leer dat elke oog hom gaan sien. Met ander woorde, daar gaan nie 'n geheime wegvoering wees en so meer nie. En dan begin hy lelik rondkrap om die antwoord te gee. En dan sê hy dat Jesus met die Jode gepraat het en nie met die kerk nie. Dis waar dispensasieteologie na vore kom. Die kerk is dan nou weg en die Jode is hier. Nou wat maak die res van die Christene wat in die verdrukking vervolg was en wreed vervolg was, wat maak hulle daar? As jy Matteus 24 vers 32 tot 44 lees, dan lyk dit asof Jesus hier weer met die kerk praat, want hy sê vir hulle, niemand ken die dag en die uur van sy koms nie, want dis wat die preterbleeraars gebruik. Hulle sê, niemand ken die dag en die uur van sy koms nie. En hulle glo dat dit nou enige tyd kan gebeur, is imminent, maar niemand ken daardie dag nie. Jesus praat van die dag van die wederkoms na die groot verdrukking in Matteus 24 vers 29 tot 31 en hy sê daarna, wat van die dag, wat 'n dag? Die dag van sy koms wat beskrywe word in Matteus 24 vers 29 tot 31 en dis wat hierdie man dan aan Marko vra. Elke oog gaan hom dan sien en dan bring hy dispensasieteologie op. Maar kom ons gaan kyk na die verskil tussen Matteus 24 vers 29-31 en Openbaring 19 vers 11, wat verduidelik word in Sagaria 12 tot 14. Kom ons gaan kyk daarna. Nou, in Sagaria 12 vers 10 is dit baie belangrik, jy kan daardie goed gaan lees op die tyd. The morning signifies deep personal repentance and genuine sorrow among the Jewish people, when they realized their sins caused the piercing crucifixion of their Messiah. It represents a profound heartfelt remorse compared to mourning an only son or firstborn, leading to spiritual restoration. Nou wanneer vind dit plaas? Dit vind plaas by Openbaring 19 vers 11, wanneer Jesus gaan terugkeer op 'n wit perd, hy bring sy kinders saam, hy bring die leerskare saam, en hier gaan hy natuurlik eers by die slag van Armageddon deel met die nasies, en wat teen Israel aangekom het, daarna gaan hy sy voete op die olyfberg sit en Israel gaan gered word.
Hier word dit aan die einde van die 7 jaar beskryf. Maar wat gebeur by Matteus 24 vers 30? Hierdie vind plaas by die 6de seël. Dit is kort, in tydens die verdrukking, stop die Here die verdrukking, hy verkort dit, met ander woorde, dit gaan nie die volle 3,5 jaar gaan nie, en dan gaan hy terugkeer, ewe skielik, soos 'n dief in die nag, onverwags, daai dag en uur wat niemand van weet nie, en dan sal daar mourning wees. The Greek word is kopto, of the tribes of the earth signifies profound grief, terror, and remorseful wailing rather than repentance. En dit vind plaas by Matteus 24 vers 30 en 31. En wanneer ons lees in Openbaring 6 vers 12 tot 17, sien ons presies dieselfde verduideliking. Die seël wat oopmaak, die 6de seël, ons sien dat die son word swart, die maan is bloed, en al hierdie gebeure, die kosmiese tekens, en dan gaan die konings van die aarde, almal gaan mourn, hulle gaan gegrief wees, want die dag van die Here het gekom, dit is die dag van sy oordeele, en dan gaan hulle vir die berge sê, val op ons. Hierdie is nie Israel wat gered word nie, Israel word gered later aan die einde van die 7 jaar. En dit is die verskil tussen hierdie twee gebeure. Maar goed, kom ons gaan kyk wat sê Dr. Hannes van As, met wie het Jesus dan gepraat op die Olyfberg? Kom ons gaan kyk. En ek het dit alles op die bord, as jy wou saamlees, ek lees daar uit Matteus 24, 3 tot 5. En Jesus, hier kom Jesus op die Olyfberg, hy sê, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom. So iemand nou opmerk, dis nie massas, skare, wie Jesus partymal toegespreek het nie, sy eie disippels, sy volgelinge, jy kan maar sê, die eerste klomp van sy bruid, kom na hom toe, en hulle sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms, en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Die eerste ding wat Jesus sê, wat gaan gebeur in die tyd waarin ons is leef, is daar kom eintlik 'n massa misleiding. Want baie, nie net 'n paar nie, baie, sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal nie 'n bietjie nie, baie mense mislei. Nou kom ons gaan kyk vinnig na die konteks van Matteus 24 vers 3 tot 5. Jesus sit op die Olyfberg, sy disippels kom na hom toe, hulle vra vir hom, Here, wat is wanneer gaan hierdie goed gebeur? Wat is die teken van die tye, die tekens van die koms, die volëinding van die wêreld? Nou in die lig van hierdie verduideliking praat Jesus eintlik van die laaste week van Daniël. Wat gaan gebeur? Hy verduidelik hulle die eerste 4 seëls, wat gaan plaasvind, die oorloë, gerugte van oorloë, pestiektes, hy verduidelik alles daar. Dan sê hy, daar gaan 'n abomination of desolation plaasvind, dan gaan daar 'n groot verdrukking kom, en hy verduidelik dit alles aan sy disippels. En ja, tereg het Hannes van As het reg, hy praat hier met sy volgelinge, hy noem selfs die bruid, hy het selfs sê die eerstelinge van sy bruid, en natuurlik praat hy met die kerk as 'n ware hier. Maar jy sien, vir die preterbleeraars is hierdie gebeure waarvan Jesus daar gepraat het, wat ons nou beleef. En dan sal die teken van sy koms plaasvind, dan sal die wederkoms plaas, die wegraping, en dan sal die laaste, dis hoe hulle dit sien, die laaste 7 jaar vind ons plaas na die wegraping. Maar Jesus praat hier in konteks van die laaste 7 jaar, en dan verduidelik hy alles wat in daai tyd gaan plaasvind. En dit is waaroor dit gaan. So hy praat met sy disippels en hy sê vir hulle wat hulle kan verwag. Nou goed, kom ons gaan kyk, terwyl ons praat van misleiding, hy het gesê, daar gaan groot misleiding kom, massa misleiding. Nou die Joodse volk is reeds mislei. Die Jode word nie gewaarsku teen misleiding hier nie. Dis die kerk, die gelowiges, wat hierdie waarskuwing ontvang teen misleiding. En die Here praat juis met sy disippels, en hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Onthou, die Joodse volk word aan die einde van die 7 jaar gered, as Jesus sy voete op die Olyfberg neersit. Dan kom hulle tot bekering. Jy kan daardie hoofstukke 12 tot 14 gaan lees, en dit is baie, baie kosbaar, hoe hierdie volk hulle Messias gaan ontmoet, juis by daardie geleentheid. Nou hierdie misleiding, die misleiding waarvan Jesus gepraat het, gaan derentyd plaasvind in die 7 jaar periode. En daarom lees ons in Matteus 24
vers 4 en 14, jy kan dit gaan lees daar, baie duidelik waarsku hy teen hierdie misleiding wat gaan kom, en hy sê vir hulle pas op dat niemand julle mislei nie. Daar gaan valse Christusse kom, en so waarsku ook Paulus die kerk, en hy praat juis van daai tyd wat die antichrist in die tempel gaan sit. Nou wanneer sit die antichrist in die tempel? In die middel van die 7 jaar. So hy waarsku daar ook die kerk, hy waarsku nie die Jode hier nie, hy waarsku die kerk teen misleiding. Daar gaan 'n groot wegval kom in daai tyd. Dus praat Jesus met die kerk. Die Jode word nie gewaarsku teen misleiding nie. Hulle gaan mislei wees tot op die laaste dag, wanneer Jesus sy voete op die Olyfberg gaan neersit. Dan gaan hulle besef hulle was ernstig mislei gewees. Maar wie word mislei deur die verdrukking? Die wêreld is reeds mislei. Dan waarsku hy die kerk daarteen. En dis is die konteks van daardie gedeeltes. Kom ons gaan luister wat sê Raymond Lombard. Die kerk het nie bestaan in daai tyd nie. Jesus het met die Jode gepraat. En ek stel die volume so bietjie harder, want hulle praat baie sag. Die klank was baie sag geweest. So kom ons gaan luister wat hy sê. Daar is sekere mense wat lees hierdie stuk en toe hulle sê ja, hierdie stuk verwys, hulle verstaan van hierdie stuk, hulle misverstaan eintlik en hulle sê hierdie stuk is hulle punt vir argument dat die kerk moet gaan deur die groot verdrukking. Hier is my antwoord, die kerk het nog nie bestaan nie. En Jesus praat met Israel. Presies. Hy praat met die Jode, hy sê die gruwel van die verwoesting waarvan spreek die profeet Daniël. Dit is te doen met die antichrist in die Joodse tempel. Dan moet die wat in Judea is, dis Israel. En op die Sabbat, dis Israel. So wat ek in die woestyn, dis Israel. Dis die Kaapstad, dis die ons, dis die Tafelberg. So wat ek wil sê is, die kerk het nie bestaan nie. Hierdie woorde, Marco, van Jesus is gespreek nog voor sy kruisiging. Ja. Die kerk kon eers bestaan vandat Jesus uit die dood uit opgestaan het volgens Efesiërs 1. So die kerk was 'n verborgenheid. It was a mystery. So in ander woorde, hierdie het te doen met Israel, met die Jode, met die 7 jaar groot verdrukking, met die aanloop tot die 7 jaar groot verdrukking. Dis presies wat jy sê. Dit het niks te doen. Dis hoekom jy nie lees van die wegraping nie. Ja, dispensasieteologie bly maar 'n baie gevaarlike teologie. Nou vra hy sê dat Jesus met Israel gepraat het. Die kerk het nog nie bestaan nie. Dit was 'n mystery, dan verwys hy na die abomination of desolation, dat alles te doen het met Israel. Wat Raymond Lombard nie verstaan nie, is dat Jesus aan sy disippels, sy volgelinge, sy Christelike volgelinge, verduidelik het wat gaan gebeur tydens die laaste week van Daniël. Onthou die abomination of desolation vind plaas in die middel van die 7 jaar, dis tydens die laaste week, dis in die tyd van die 7 jaar periode. En hy sê vir hulle wat gaan gebeur. Hy sê daar gaan oorloë, gerugte van oorloë, pestiektes, al daai goed gaan plaasvind in die eerste 3,5 jaar. Hy sê dan sal hulle oorgee in verdrukking. Hy sê dan sal daar 'n abomination of desolation wees. Met ander woorde, die Joodse volk gaan vlug na die woestyn. Hy praat nie net van die Christen, hy praat ook van die Jode. Hy sê vir hulle wat gaan met die Jode gebeur, met die volk Israel. En dit is wat Jesus hier verduidelik. En nou sê hy nee, dit het niks te doen met die kerk nie, dit het alles te doen met die Jode, dis in Judea en Jerusalem. Jesus praat in terme van wat gaan gebeur met die volk Israel. Maar hy vertel dit aan sy gelowige volgelinge en wat ook hulle te wagte kan wees. Hy sê daar word nie eens van 'n wegraping gepraat nie. Hier sien die pre-trippers glo die wegraping is pre-trip voor die 7 jaar, maar Jesus sê na die groot verdrukking van daardie dae, dan sal die kosmiese tekens plaasvind en dan sal die teken van die seun van die mens sien verskyn. Daai is nie die op die wit perd nie, daai is die wegvoering wanneer hy gaan kom tot in die lig en die gathering of the saints gaan plaasvind. Dit vind nie plaas voor die 7 jaar nie, maar dis wat hy dink daai is die wederkoms na die groot verdrukking. Nou, wanneer van die gathering plaas? Matteus 24:31. En dan sê hy nie, die kerk het nie bestaan nie, dit het nie bestaan tot na sy opstanding nie, maar Jesus sê aan Petrus, hy maak melding van die gemeente wat op die rots gebou sal word. Hy sê vir Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En hy praat al reeds van die gemeente in Matteus 16. Dis lank voor Matteus 24.
Lees ook Matteus 10 vers 2, baie belangrik. Nou, as hy met Israel gepraat het, as hy net met die Jode gepraat het, hoekom gebruik die pre-tribulation rapture leraars die dag en die uur in vers 36? Ek vra dit weer 'n keer, want hulle kan nie 'n antwoord gee nie, want hulle glo die tyd waar ons nou in lewe, die imminent, die rapture is imminent, daardie dag en daai uur weet ons nie van nie. Het Jesus regtig daarvan gepraat? In Matteus 24 sê hy duidelik, dat van die dag, wat 'n dag? Die dag van sy koms, dis na die groot verdrukking, weet niemand nie. En dit is wanneer die wegvoering van die kerk gaan plaasvind. Maar nou ja, kom ons gaan kyk na 'n volgende video van Carol Wey, wat sy juist praat oor die dag en die uur van sy koms. Kom ons gaan luister. So when I do hear believers saying that the rapture won't happen anytime soon or not in my lifetime, it makes me think of Matthew 24:36, which says, "But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only." So if nobody knows, then how does one know that it won't happen anytime soon? Nou ja, jy sien dus weer duidelik dat hierdie mense die skrif buite konteks gebruik, die eksegese is verkeerd, dis eisegesis, hulle plaas iets in die skrif. Dit gaan oor die dag en die uur van sy koms. As Jesus dan hier met die Jode gepraat het, sê ek weer 'n keer, hoekom gebruik pre-trippers dit om te sê, die dag en die uur het betrekking op die pre-trip rapture. Onthou, Jesus het eers verwys na die dinge wat moet gebeur voor die dag en die uur kom. Hulle skuif dit voor die 7 jaar en sê, dit is wanneer dit gaan gebeur. As Jesus dan nou met die Jode gepraat het, dan moet die kerk glad nie notisie neem van die dag en die uur van sy koms nie. Dis misduidelik. Maar hy het met die kerk gepraat en het dit alles te doen met die kerk. Nou ja, kom ons gaan kyk na 'n volgende videoklip van Dani Botha. Nou hierdie is 'n belangrike skrifgedeelte in vers 9, 24 vers 9. Weer in die verdrukking, weer in die tyd van die laaste 7 jaar periode. En hier sê Dani Botha dat die Jode, hulle gaan vervolg word ter wille van sy naam. Die Jode het nie Jesus lief nie. Niemand vervolg vandag vir die Jode as gevolg van Jesus Christus nie. En wys my enige gebeure wat nou in Israel plaasvind, dat hulle vervolg oor Jesus Christus. Dis glad nie die geval nie. Hier het alles betrekking op die kerk. Maar kom ons gaan luister wat sê Dani Botha. En weet jy wat is die ironie? Wat hier gaan gebeur is, op die einde van die dag gaan hulle vir Israel die skuld gee. Dit is wat gaan gebeur. Op die einde van die dag gaan Israel al die skuld kry. Hoekom? Want dit is geprofeteer. Jesus het gesê, in Matteus, hy sê, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dit staan ook in Matteus 24:9, ook weer 'n keer geskryf, daar aan die groot verdrukkingshoofstuk. Het Jesus gesê, julle sal deur almal gehaat word. En as ons nou kyk, wat is nou besig om te gebeur? En kyk daar in vers 21 in Matteus 10. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind en die kinders sal teen die ouers opstaan en hulle doodmaak. Jy kan dit ook in Micha 7 vers 1 tot 7 gaan lees. So hy sê, en wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander een toe, want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel nie eens klaar kry voordat die seun van die mens kom nie. So die Here sê vir hulle, julle moet vlug, dat julle lewens kan behou. Onthou julle daar toe hy vir hulle gesê het, moenie afkom van die dak af nie, moenie in die lande uit gaan teruggaan nie. Hy sê, julle moet net hardloop na die berg toe, na die Tempelberg toe in Jerusalem toe, want hy het gesê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, Joel 2:32, sal gered word, want op die berg en in Jerusalem gaan daar ontkoming wees. Ja, nee, dis die Here die mekaar spel hoe dit verduidelik, maar dit waaroor ek wil praat is, wie word nou gehaat ter wille van my naam? Matteus 24 vers 9, baie duidelik, daardie is die uitverkorenes wat weggevoer gaan word by die wederkoms, by die gathering, hulle is die uitverkorenes wat in die groot verdrukking gehaat sal word ter wille van sy naam. Dis kinders van die Here wat gehaat word, nie die Joodse volk nie. Die Jode word nie gehaat oor Jesus nie. Maar dit is wat Dani Botha en baie pre-trippers glo dit, en glo dat
dit het alles te doen met die Joodse volk. Onthou, dis in die tyd van die 7 jaar, hy het dit self genoem die verdrukking. So, hierdie is wat daar plaasvind gedurende daai tyd, nie wat vandag plaasvind nie. Ons word wel vandag gehaat terwille van sy naam, maar tot aan die einde, tot by die wederkoms, tot by die gathering, gaan vers 24 vers 9 ter sprake wees, want ons sal gehaat word terwille van sy naam. Dit kan nie op die Jode van toepassing wees nie, want hulle vervolg nie die Jode oor Jesus Christus nie. En dis baie belangrik. Nou goed, dit is hoe Dani Botha dit sien, maar dit is nie wat die woord van die Here leer nie. Dan die belangrike vraag, het die Jode 'n liefde vir Jesus? Het hulle regtig 'n liefde vir Jesus? Kom ons gaan kyk. Maar die Joodse volk het geen liefde vir Jesus Christus nie. Dit is duidelik, ons weet vandag dat daar is Joodse Christene, maar as hulle vandag tot bekering kom, is hulle deel van die liggaam van Christus, hulle is deel van die kerk, en hulle gaan wel saam met ons by die wederkoms weggeneem word. Maar die Joodse volk as sulks het geen liefde vir Jesus Christus nie. Hulle redding vind aan die einde van die 7 jaar plaas, en dit is waaroor het gaan. Hulle gaan deur Jesus gered word, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek die gees van genade en smeking, hy sal uitstort op hulle, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween soos 'n mens ween oor 'n eersgebore kind. Eers dan gaan hulle vir hom lief wees, hulle gaan hom aanvaar, hulle weet as hulle Messias. Israel het geen liefde nou vir Jesus Christus. Hulle glo nie eers in hom nie. Hulle glo nie eers dat hy die Messias is nie. Hoe kan jy iemand lief hê wat jy nie eens glo jou Messias kan wees nie? So, en dit sê die Here vir ons baie duidelik. So die Jode kan nie vervolg word terwille van Jesus Christus. Hulle het hom nie eens lief nie. En dit is die konteks van daai skrifgedeelte. Nou, Jesus self onderskei sy kinders van die Joodse volk. Nou, wat sê die Here Jesus? Hy sê, my kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Met wie praat hy? Met sy volgelinge, die Jode. Dis steeds in die Ou Testament, voor die kruis, Johannes 13. Hy sê, julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, hier praat hy nou van die Jode, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek ook nou vir julle. Met ander woorde, hy onderskei hier tussen die kinders van die Here en die Joodse volk. Nou, hoekom wil mense dit skei in die 7 jaar? Jesus se volgelinge sit op die Olyfberg. Hulle vra vir hom daai belangrike vraag. Goed, Jesus said we are to keep his sayings, John 14. He didn't say keep my sayings unless I was speaking to the Jews. Matthew 24 is saying we are to keep, Mark ends his record of the Olivet Discourse with Jesus saying, what I'm saying unto you, I say unto all. Now, how could that possibly be interpreted to mean today's sermon is for national Israel and not for someone else? So, baie duidelik, daar is nie onderskeid in die 7 jaar nie. Die Here praat met die kerk, en hy praat nie met die Jode daar nie. Hy praat van die Jode, maar hy praat met die kerk. En dit is die konteks van Matteus 24, as jy daai gedeeltes gaan lees, dat hy wel met die Jode gepraat het. Goed, die uitverkorenes is altyd die kerk in Christus Jesus, niks anders nie. Daar is wel 'n uitverkore volk Israel wat die Here gaan red aan die einde van die 7 jaar, maar die uitverkorenes hier is die kerk van Jesus Christus. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels. Totsiens.